Goeiemôre, good morning op hierdie heerlike maandagmôre. Ja, ons hoop julle het 'n heerlike naweek gehad en dat julle reg is om hierdie week saam met ons te begin. Terloops, wat het julle die naweek gemaak? Ek het Saterdag aangewerk en gister het ons die openingsaand van Chicago by Monte Casino bygewoon. Lekker. Ek dink ons gaan nog later in die maand of later in die week met van die rolverdeling gesels. So ek is baie opgewonde. Lekker, jy 'n bietjie ge-5, 6, 7. Yes, tirit. Ja, en jy Pieter? Nice man, ek was hierdie afgelope naweek weer 'n bietjie lekker by 'n familietroue. My neef se dogter, een dogter het getrou. En dit was nou vir jou 'n heerlike affære. So ek wil daarom net vir Masha en vir Konrad sê, hoe voel dit om getrou te wees op hierdie maandagoggend? Maar baie geluk weer eens van ons almal. Maar luister, en jy Els? Ek het Saterdagoggend gewerk en ja, verder was ek het ek probeer rus, soveel as moontlik. Ek kan sien kyk net die vonkel in die oë van beide van julle. Laat ons wegval met wat ons vir julle beplan het vir vandag en waarna jy kan uitsien in vandag se episode. Heerlike program wat vir jou wag. Ons gaan afskop met borskanker bewusmakingsmaand saam met die organisasie Pink Trees for Pauline. Arnold is later hier met jou naweek se sport hoogtepunte. Ons bespreek die opkomende Eiker 2025 konferensie saam met Dr. Kobus Neetling. Die akteur Pietie Beyers en sanger Almero kom vertel meer oor hulle nuwe teaterproduksie wat by die Woordfees debuteer. En Liesel Pieters en Jan sorg vir die musiek, maar vir eers is dit tyd vir ons immer gewilde oggendpraatjies. En die dame wat vir ons die anders gaan neem vanmôre is Roseanne. Dankie Pieter. What an intro. Who is your favorite actress? Nou moet ek vinnig dink. Ja. Kyk, ek is 'n ou skool movies en daai tipe van goeters, maar daar's net een en haar naam is Julia Roberts. Pragtig. Ja. Sy's pragtige en sy's baie goed ook, ja. Elsa? Ek ken nogal van Meryl Streep. Okay. Dis regtig my fenomenaal. Ja. Ek is 'n groot Angelina Jolie fan. Ek is mal oor haar, dink sy's fantasties. So the reason that I'm asking is because AI could be taking over Hollywood. A rising star named Tilly Norwood has been turning heads in Hollywood with an impressive social media presence and the ability to appear in everything from thrillers to romance to dramas. Some are already comparing her potential to the likes of Scarlett Johansson and Natalie Portman. But here's a twist. Tilly isn't human. She is the first major project from Dutch technologist Emily van der Velden and her AI studio Jacoya. Hollywood agents are reportedly circling, while van der Velden argues AI opens limitless creative possibilities. Not everyone agrees, however. The Actors Guild SAG-AFTRA has condemned the project, warning that Tilly has no life experience, no emotion, and that her existence threatens to put real performers out of work. Wat ek julle hier hoor? 'n AI-aktrise. Was daai videoetjies nou die AI? Dit was nou Tilly Norwood, ja. So ek gelyk, nee. Ja, dit lyk amper soos 'n regte mens en ek het eintlik verlede week 'n onderhoud met Emily Blunt gesien en sy het gesê if your agent even thinks about representing an AI actor, you need to find another agent. Want dit is nie dieselfde nie. Jy kan nie regte mense en regte emosie vervang met 'n rekenaar ding nie. Ek dink dit kan handig te pas kom met al die woorde wat gememoriseer moet word. Maar nee, ek dink 'n mens verkies daai, soos wat jy sê, daai emosie. En ek wil nog iemand byvoeg. Angela Bassett is ook een van my gunstelinge. Ek kyk die reeks 911 en ek moet sê dit is regtig vir my daai ding van ek dink net met kunsmatige intelligensie gaan hulle nie al daai vermoë hê om alles te kan doen wat regte mense kan doen nie. Ek wil sien wat doen daai KI akteur as die regisseur sê gaan impromptu. Feel it? Ja. Maar want daai AI akteur kan maar net doen wat wat geprogrammeer is. So dit is regtig 'n kwessie van gaan ons nou rekenaars en kunsmatige intelligensie gebruik om alles vir ons te doen, selfs om emosie oor te dra. Ek wonder hoe sal dit werk met stunts. Jy weet so hou van Angelina Jolie. Ja. Jy weet, ek onthou ek dink aan 'n fliek so Salt byvoorbeeld. Exactly. En alles wat daar moes gebeur het. So, maar dalk kan dit ook geprogrammeer word, maar ja, nee, ek sê nee. Ja. Stop hierdie. Nee. Stop hierdie. Alwaaroor ek bitter bekommerd raak is daai baie eg gelyk. Dit het en die lyn is so fyn van
like sometimes you just actually can't tell. You can't tell. En dit is vir my nog 'n bietjie skrikwekkend. Ja, Tilly Noord laat hierdie oom sy bril opsit om net 'n bietjie beter te kan sien. Kai, kom jy net voor waar dit vir die akteurs bietjie hulle werk moontlik gaan kos nie? Nee, dokters se werk is ook in die spervuur, want 'n besoek aan die dokter se spreekkamer kan binnekort vervang word deur onbemande KI klinieke in jou naaste winkelsentrum. Wil jy nou meer? In China, waar dan nou anders? Kan pasiënte reeds van hierdie 1-minute clinics van Ping a Good Doctor besoek, waar hulle simptome met 'n KI dokter bespreek. Die KI versamel dan die mediese geskiedenis, stel 'n diagnoseplan op en het selfs 'n slim medikasiekassie waar pasiënte dan hulle medisyne kan gaan haal en jy weet gesond word. Daar word beplan om 100,000 of honderdduisende van hierdie klinieke binne 3 jaar reg oor China op te rig. China sukkel tans met 'n tekort aan mediese dokters. Hoor net hier, daar's net 1.8 dokters vir elke 1000 mense. Die regering sê Healthy China 2030 plan maak gesondheid 'n prioriteit. Man, ek shine weer vanmôre. En digitale gesondheid. Ja, lag nou maar lekker vir my. Ja, okay, kan hierdie KI help om die gaping te kleiner te maak? I don't know, but it's only happening on a Monday morning in China. Ja, okay. Maar check hierdie China van my, man. Sal jy 'n masjien dokter vertrou? Will you trust an AI doctor? Yeah. Kyk, toe ek hierdie storie nou 'n bietjie gelees het, te wonder ek nou nogal, nou moet jy hier vir iemand, what's wrong with you? Man, ek het 'n kopseertjie en 'n bietjie maag. Okay, dis wat. Nee, ek weet nie. Ek sal sukkel. Hoekom is die KI dokter se neus geblok? Nee, maar dit voel net vir my 'n KI dokter is mos nou 'n komputer met wie ek praat. Hartlike goeiemôre, baie welkom by die Goeiemôre Good Morning Inry Theater. Weet jy, daai klink vir my meer soos 'n onderwyser tydens 'n sportbyeenkomste. Of die interkom. Die announcer by die lughawe of passenger. Okay, maar nee, ek sal sukkel om daai dokter te vertrou. Ja, absoluut. Want dit is ook iets wat ek dink it needs a human touch. You know, they speak about bedside manner and how doctors engage with you. Sien nou jy kry 'n slegte diagnose. Jy maybe you get diagnosed with a terminal illness or something. Now the robot's telling you there, oh, you have cancer. Ek stem saam met jou. Ek dink waar dit wel handig te pas kan kom is wanneer dokters nie noodwendig weet wat makeer nie. Dokters weet altyd, Elsa, wat 'n dokter is jy by? Hulle weet alles. Man, en as hy nie weet nie, dan stuur jy jou net gaan na 'n spesialis toe. Ja. Ek dink maar net, verstaan al die mediese kennis wat geprogrammeer kan word. Maar ja, ek dink net, dit wys jy maar net, ons het steeds vertroue in die mens, en dit is in hierdie stadium wat die ligtepunt of ligpunt in vanoggend se gesprekke is. Ek dink ook, in terme van die toeganklikheid en die kostes kan dalk bietjie verlaag word in terme van hospitale en gesondheidsorg en so voort. So maybe it is about accessibility, but I still want a human doctor and not a machine. Een van die dae loop ons vir Dr. Tilly Noord raak in China. Scab, Peter. Seems we rose early this morning to witness the rise of the machines. Remember, all our conversations will be available on our YouTube channel later today. Stay tuned, because right after this, Arnold will be chatting to South African figure skater Jean-Quinn Isaacs. Save big with Clubcard only deals at Clicks. Until 7 October, Clubcard members can save on brands like Johnson, Lux, Nestle, and Glute. Use your cashback to save even more. Swipe and save with South Africa's most used loyalty program, as we celebrate 30 years of giving you real value and real savings. Clicks. Feel good, pay less. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've
cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have 1 monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off! Debt Rescue, pay what you can afford. There's always been something about them. Those insured by AVBOB. It's because we know that AVBOB will be there for us one day. How about every day? Like the vouchers, coupons, and discounts I get to use for my daily living. And what would financial wellness be without an investment plan? Yep, that too. I now invest my money with AVBOB. With AVBOB, there's more than enough mutual value for everyone. AVBOB, we're here for you. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. As jy nou net oogies oopgemaak het, goeiemôre, good morning, lekker om jou saam te hê. Ek is Arnold Geerts en ek gesels vandag met 'n talentvolle Suid-Afrikaanse kunstskaatser wie in die onlangse ISU Skate to Milano Olimpiese kwalifiseerder die hoogste punte van al die skaatsers in die Afrika-kontinent aangeteken het. Jean Quinn Isaacs is nou saam met ons. Jean, nice to have you with us, and I hope that we didn't get you up too early, but that's normal for us in this part of the world. Jy nou net terug van die Olimpiese kwalifiseerder en dit was my interessant om te hoor dat ons daarom nog atlete het wat probeer vir die winterspele kwalifiseer. Hoe het dit gebeur? Ja nee, ek het begin, ek het saam met ma na ijshockey speel wedstryd toe gegaan. Ja. En dit het so cool gelyk. Toe gaan ek en ek vra, kan ek asseblief hierdie probeer? En hulle sê nee, jy kan, maar you don't have the experience that you need. Toe begin ek met 'n leer om te ijskaats klub en so 2 weke in het een van die afrigters vir my gesê, sy het 'n bietjie talent. Hoekom doen sy nie suurskaats nie? En die res is geskiedenis. En hoe lank terug is dit? 13 jaar. 13 jaar later. Ja. En hier is jy nou uiteindelik besig om te probeer kwalifiseer vir die winterspele. Dit was 'n uitsonderlike vertoning vir jou. Jy het 15de klaar gemaak. Vertel vir ons van die kwalifiseerder in die toernooi. Dit was 'n fantastiese geleentheid om dan te gaan. It was amazing. Ek het soveel pret gehad. Ek dink dis sover die hoogste punt van my carrière. En ja, I'm excited to go forward. The next part from there. So obviously Yes. then the next question is, after this, as we look at you go there, it's gorgeous. And there's obviously a heck of a lot of work that goes into it. How many hours a day do you spend doing this? Well, it really depends on where I am, because I train here in South Africa and I train in Italy. Ah, okay. So in Italy, I'd easily be at the rink from 7 and I'd leave at around 6. Yeah. And is there gym work and other things that also helps to add with what is effectively dancing on ice? Yes, exactly. We have ballet that we have to do so that we're graceful. We have to do some stretch work, and we definitely have to do gym to keep the strength and fitness up. Because there's a lot of jumps and a lot of vertical and horizontal work that happens that people don't really actually even take note of, which you need to be strong for. Yes, exactly. I think everyone sees the gracefulness and the prettiness of the sport that they forget it's a lot of off-ice work as well that is put into it, yeah.
So if we look at the facilities in South Africa, I think I only know of one rink in Johannesburg that I'm aware of. Are there others? And where did you first start? Which rink did you go to? So I'm Cape Townian. Ah, okay. And we have a rink. I'll forgive you for that. That's okay. Thank you. Hey. So we have a rink in Grand West, and it's one of the biggest ones in South Africa. Then I know here in Josie, there's, I think, 3 that I know of. Okay, right. And then we have one in Durban, and I think one in Port Elizabeth, maybe? I'm speaking under correction. Yeah. Obviously, then, if you've got to spend your time between training here and then in Italy, it can't be cheap either. It's not. Yeah, and I come from a single parent, so it's even more tough on our pockets. So we try to fundraise as much as possible, and we do have help every now and then, but it's tough. It's been 28 years since South African qualified for this, and I do remember our last qualifier for the Winter Olympics in figure skating, Cindy. I remember her well. Is that a drawback, or is that a good thing for you in the position that you're in at the moment? I think it pushes me more, because I want to be the next one, and I want to open more doors for South Africans. So it doesn't become a case of, oh, they've not been here for so long. I want to open the doors and get the conversation started that we are here. And yeah, I think it motivates me more than holds me back. Brilliant. Love that attitude. Talking about exactly that, hoe maklik is dit vir jong kinders wat nou vanoggend na jou sou kyk en net voor hulle skool toe gaan sê, maar mamma, ek wil daai ding try. Hoe moeilik of aldus hoe maklik is dit vir hulle om in die sport op te eindig? I think it's really easy, I think, to start figure skating. The only thing is, sometimes when it comes to session times, for us, I mean, in Gauteng, because I've been here for around a week, I've understood that there's practice 5 o'clock in the morning until, let's say, 10 o'clock or maybe earlier, actually earlier. And then there's the evening session, which is actually, if I think about, the same in Cape Town. So session times are quite difficult, but it's really easy to just go to the rink and do a public session and just go and have fun with it. And I think once you start it and you have fun with it, and the passion starts from there. Lastly, what's the next goal for you? The next goal for me is I want to qualify for the next World Championships in Czech next year. Mm-hmm. And then just keep working on my technical aspect, getting my points higher and higher at each competition, and then ultimately the Olympic Games. Let's hope you do that. We're all in your camp and holding thumbs for you. And if we can find them, our skates. So thank you for being with us. We really appreciate your time this morning. Thank you. Thank you so much. Pleasure to have had you. Jean Quinn Isaacs, wat net vir mens wys presies wat kan gedoen word, selfs al is dit nie 'n sport wat Suid-Afrikaners ken nie. Bly ingeskakel, want net hierna bespreek ons vreemde verskynsels waar bome in klein dorpies soos Graafrenet skielik oornag pink word. Ja, dis waar. Bly ingeskakel. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. Is it secure? Yeah, it's secure.
Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investments slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Elke jaar teen hierdie tyd lyk dorpe reg oor Suid-Afrika of hulle skielik in pink bad. Nee, dit is nie 'n vreemde natuurverskynsel nie, dit is alles te danke aan Pink Trees for Pauline, 'n organisasie wat fondse insamel om Suid-Afrikaners en hulle gesinne wat deur kanker geraak word te ondersteun. Ek gesels nou met Adri en Janka om meer hieroor uit te vind. Goeiemôre, good morning en welkom aan albei van julle. Dankie. En ek sien jy het sommer 'n pink baadjie ook aan. Jy's gereed vir hierdie gesprek. Goed, so ek dink 'n goeie vertrekpunt is om te begin met Pauline, na wie die organisasie vernoem is. Wie presies was sy gewees? Ag, as ek nou sommer kan antwoord, Ja. vir my persoonlik, dit was my ouma gewees. Die ander Pauline was my ouma Grootjie gewees. En ja, dit is hulle is albei oorlede aan kanker. En my tannie het toe nou in 2012 Karel Aad van Jaarsveld, sy het toe nou die eerste Pink Trees vir Pauline begin in Graafrenet. En van daar af het dit regtig so groot gegaan. Ons is nou al in meer as 140 dorpe. Sure. En ja, nee, dit is 'n absolute amazing projek wat net gebom het. Goed, so nou moet ons by die kleur uitkom. Waarom juist pink bome liewer as simbool van hierdie organisasie? Kan maar sommer antwoord. Ja. Behalwe dat Pauline baie lief was vir pink, het ek so 'n bietjie navorsing gedoen ook oor pink en rooi wat passie is en wit wat hoop gee, maak pink. En dit weerspieël eintlik wat die projek ook is en ons is passievol om kankerpasiënte te help en hoop te gee. Goed, nou met daai in gedagte, hoe werk hierdie inisiatief prakties? Mense kontak ons, veral groot besighede. Janka hardloop Potchefstroom Pink Trees vir Pauline, sy bestuur dit daar. Ja. So ek word gekontak deur mense of ek kontak baie mense om te hoor of hulle materiaal wil koop by ons. En dis 'n handelsmerk, so die materiaal kan net by ons gekry word landwyd en dis 'n geregistreerde handelsmerk. So dan verkoop ons per rol, 50 meter op 'n rol. Ja. En ek mag 'n borg noem. Ja. Triton Express is ons koerierborg wat vir ons absoluut gratis deur die land vervoer. Sure. Ja, en so net so ongelooflik. Ek maak 'n oproep, stuur 'n e-pos en hulle kom tel op. En so op hierdie stadium is soos hulle aflewer, so stuur ons uit. Dit's wonderlik. Die mikpunt is 50,000 meter. Sure. En ons het nog 'n paar dae oor, so ek wil eintlik sê kom aan Suid-Afrika, koop jou rol. R2000 'n rol en kan so groot verskil maak. Absoluut. Ek wil vir 'n oomblik stop in Graafrenet want ek weet dit is waar die organisasie ontstaan het, maar daar is nie onkologie fasiliteite nie. So julle help baie mense ook met vervoer na die stad. Kan julle dalk vir ons so 'n bietjie meer daaroor ook vertel? Ja, dit is die fondse wat geïn word kan ons regtig mense help waar die nood is. So as dit is dat hulle die vervoer nodig het om in 'n ander dorp te kom om hulle behandeling te kry, dan kan ons help daarmee. So dit is nogal 'n groot ding vir mense as hulle moet behandeling kry en hulle kan nie daar uitkom nie of 'n ma wil saamgaan, maar hulle kan nie die verblyf bekostig of jy weet, dan help ons waar jy kan. Met daar waar die nood is. Ja. 'n Mooi storie van ons was 'n ou klein seentjie Tiana in Somerset Oos. En sy ma het in Port Elizabeth gewerk daai tyd. En die dokter wat die projek lei in Somerset Oos het hom gaan haal en die ou klein seentjie het 'n bucket list gehad.
ekskuus vir die Engels. En sy het gesien, Dr. Janita Botha, dat hy die baie te doen van verkeerskonstabel wat hom jaag tot hy het 'n paar rasies gesoek. Hulle het met hom sy hele lysie gedoen. Hy is toe uiteindelik oorlede. Maar dis daai hartsaak wat die mense regtig almal langs mense aankom wat nood het en elke bietjie help tel. Soos baie besonder. Ek dink dit is wat die doel van hierdie organisasie so mooi ook maak en wat dit so laat uitstaan. Watter ander dienste lewer julle nog aan die gemeenskap? Wat besonder is ook Elsa is dat waar die projek gelei word in dorpe. Ja. Die gelde wat ingevorder word vir kankerpasiënte bly in daardie dorp. So ek sê as mense dit net wil snap en besef dat eintlik kan jy vir jou eie gemeenskap en jou kankergemeenskap sorg deur die humble ding van 'n lappie toe draai. Ja, en die mense dink om 1 meter te koop, jy weet dit gaan nie 'n verskil maak nie. Ek kry skaam om my meter te bestel. En is glad nie so nie. As elke ou sy boom voor sy huis toe draai, kan ons soveel geld maak en ons kan soveel mense help op die ou einde van die dag. Almal van ons ken Pauline. Ja, ek dink ons het almal een in ons lewe. Absoluut. En ek dink dit is wat dit so wonderlik maak om bewusmaking ook te skep. Want ek het alself in die strate van Pretoria gery en dan sien 'n mens dit, maar almal weet nie noodwendig waaroor dit gaan nie. So hoe kan mense, jy weet, betrokke raak of en ook waar kan hulle meer inligting in die hande kry? Vir my asseblief e-pos stuur. Dis alles op ons webtuiste www.pinktrees.co.za of dis e-pos. Ja. Nou is ek skoon tang twisted oor dit. Maar op die webblad kan hulle gaan kyk, my e-pos is daar en vir ons kontak en dan maak ek verder kontak en ons reël dat dit afgelaai word. En ek sê dis vir baie mense 'n heerlike spanbou saak. So jy het 'n besigheid soos 'n motorhandelaarssaak en jy begin toemaak en dis die mense is buite. Dis so goed vir projek. Hulle daag mekaar uit en dit is regtig pret. Absoluut. As elke mens net nog 'n mens kry wat nog 'n mens kry, dan kan ons 50,000 haal. En ons is nog ver van einde Oktober af. Belangrik ook Elsa aan die einde van Oktober met mense die materiaal afhaal en dan word dit geskenk vir winsgewende maatskappye, nie winsgewend wat dit herwin vir goedjies wat hulle maak vir hulle eie sakke. Ja. Maar so die lappe moet af van die bome en volgende jaar doen ons dieselfde want die lappe is die materiaal is die instrument om fondse te in. Ja. Nou, ek dink die tyd het ons ongelukkig ingehaal, maar vir julle wil ek baie dankie sê vir die werk wat julle doen. En ja, ek is seker of van 'n hele paar van ons kykers gaan betrokke raak, die webtuiste gaan besoek, met jou kontak maak. Ja, en ek glo ons sal weer in die toekoms ook gesels. Baie lekker wees. Dankie hoor. Jou tong is gelukkig nie die enigste een wat knoop nie, hoor, of jy is die enigste wie se tong, sien jy wat ek bedoel? Ons gaan nou koffie drink, Maar jy kan ingeskakel bly. Want net hierna is dit tyd vir jou sport met Arnold Geerts. Ek weet hy was nou al reeds op skerm gewees, maar ons gaan kyk na die afgelope naweek se sportgebeure. So maak seker jy bly ingeskakel daarvoor. Intussen gesels ons later ook oor 'n konferensie rakende kreatiwiteit. So dis alles die moeite werd om voor ingeskakel te bly. Jy's by Goeiemôre. Good morning. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you?
You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say hey. Thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say thanks, plants. Hartlike goeiemôre, good morning en baie welkom terug. Dis nou tyd vir Ros se hoogtepunt saam met my en want ons sit hier met ons eie sportminister Arnold Geerts. Môre julle twee weer eens. Lekker om weer terug te wees. Wat het nie in sport gebeur hier in? Ja, dis 'n goeie vraag. Wat het nie gebeur nie, maar dis elke naweek so. Deesdae is dit elke naweek naweek na naweek. So die groot geselspunt van die naweek natuurlik onder andere is George Russell wat nou gister die Singapore Grand Prix gewen het voor Max Verstappen en Lando Norris en McLaren het toe nou die Formule 1 vervaardigersprys gewen. Dis klaar, dis verby. So dis dit. Oscar Piastri was vierde, wat beteken dat sy voorsprong op sy McLaren spanmaat Norris in die bestuurdersposisie tot 22 punte gespring het. Die 27 punte wat deur Piastri en Norris aangeteken is, was meer as genoeg vir McLaren om die rekord wat Red Bull in 2023 opgestel het, ewenaar deur die spantitel met 6 wedrenne oor te wen. So thank you very much for coming. We'll see you next year. Dit was McLaren se tweede titel agtereenvolgens in die 10de in die span se geskiedenis. En as jy kyk na die wedren, daar was moeilikheid. Norris het gevlieg van die begin af en Verstappen getref en 'n wiel-teen-wiel botsing met spanmaat Piastri ook veroorsaak. Die kampioenskapleier was nie beïndruk nie. Hy sê, so ons is okay dat Lando my net daar uit die pad gestoot het. Wat gaan aan daar? Het Piastri op sy spanradio gekla. Sy woede is egter nie gepaai deur die span nie, want hulle het gesê hulle sal die voorval na die wedren ondersoek en toe sê hy, dis nie regverdig nie. Ek is jammer, of in Engels, that's not fair. So nou is daar bietjie vet in die vuur daarby saam. Dit is my altyd so interessant met die Formule 1. Dit is 'n spansport, maar dit is ook very much an individual game. So Roz, I always look at that and I think to myself, the interesting thing about that is, let's look at the Springbok team. So there are 3 scrum halves. Those scrum halves have to train together. They're training for 2 positions effectively, sometimes only 1. They're in the same team, but they're competing. So now they have to train together, they have to pass to each other, they have to work together, they have to work at their fitness together. And where do you cross the line from competitiveness to team? Yeah. It's an interesting thought process. And maybe, I mean, you'd know, radio stations, it's the same thing. There's a guy who wants the afternoon slot and he's actually doing breakfast slot. So now he's really pushing because he wants to do drive, etc. You know what it's like. There's this arm wrestle the whole time about, I want your position. Ja. Maar is my al baie interessant ook as jy sien, hulle het vir mekaar gesê, julle gaan nie, en as hulle competitive raak as teammates, maar dan word ook ons voor die tyd vir hulle gesê, jy moet daai posisie hou, dan sê die ander maar, ek gaan nou verby gaan, dan sê maar jy gaan nie, en dan gaat hy. Ja. En dis so moeilik, want daarby saam, ek dink jy moet ook kyk na in die pad af. Is daar 'n span iewers waar jy wil heen gaan en wat kyk na sulke gedrag en sê he can't follow team orders, you can't trust him. En dis nog 'n belangrike deel daarvan. Daar is soveel onderdele in hierdie manier wat sulke goeters vassit en die dinamika daarvan. Dis hoekom ek maar net by veerpaaltjies gaan bly. Dis 'n baie goeie ding, Pieter, dis 'n baie goeie ding. En dit's net die voorarm wat seer word. Of the wrist. Gepraat van seer, ek en Pieter sê net nou vir mekaar, ek is seker die bokke is nog vanoggend seer, maar hierdie is my mooi. Eerste keer in die geskiedenis van rugby is 'n span agtereenvolgende wêreld en rugby kampioene, wenners van 'n Britse leeu-reeks en die Vryheid Mandela en Qatar bekerhouers. Wow. Put that in your pipe and smoke it. Dink daaroor net vir 'n oombliekie, maar dit was 'n moeilike toets geweest Saterdag. En hulle het teruggeveg 13-3 agter in die 25ste minuut tot 15-13 net na rustyd. En toe sê Rassie Erasmus, dit was 'n massiewe wedstryd. En hoewel dit ver van 'n perfekte vertoning was, sou ek verkies het om te sien dat
ons leer terwyl ons wen eerder as wat ons verloor. So met 'n bek praat. Dan die ander ding wat vir my werklik waar interessant was, is almal het oor die naweek gevra. Nee, nie almal nie. Baie mense het gevra, hoekom het ons op Twickenham teen die Pumas gespeel? En ek het toe nou gedog, ek sal vir ons gaan soek op sosiale media, want hier is Rassie se antwoord oor hoekom ons dan uiteindelik by die Bleekbene se huis van rugby uitgehardloop het. But there's no doubt that they're tough in Argentina. We've lost to them twice there when we've been together. But again, it's not us that chose to play here. It was their home game. You know, they wanted to play here. Obviously, financially, it would mean a lot to them, and to grow their game with spectators across the world, they probably weigh those things up. And again, I think a lot of their players actually play here in the Northern Hemisphere. For them to go back to their clubs is maybe not that hell of a travel back to. So I think Filippo and his management team is really sharp with that. And as you saw today, the game at the end could have gone their way. You know, so I personally think we are fortunate that we didn't play them in Argentina. But there's no doubt that Dis my interessante, daai laaste ou weggooi lyntjie daar aan die einde. Dit sê vir jou tussen die lyne, as dit tuis was vir die Argentyne, kon dit anders gewees het. Maar geld praat, nie waar nie. Geld maak 'n groot verskil wat dit aanbetref. Laastens gevra wat hierdie span spesiaal maak, het kaptein Siya Kolisi gesê, ons weet hoe om as 'n span te veg en diep te delf. En dis alles te danke aan afrigter Rassie en die manier waarop hy ons laat dink en verander het. Nee, interessant. Hy lyk ongelooflik goed. Ja, snaaks, ek dink die een ding wat die Argentyne Saterdag baie goed gedoen het, is hulle het ons los trio tot 'n groot mate toe uit die spel uitgehaal. En selfs al het ons vorentoe gegaan in die scrims, was dit vir ons losvoorspelers moeilik om werklik waar Engelse term to get into the game. Ja. Maar hoe amazing was hy scrums. Ja, ongelooflik. Maar ook weer goed hoe hulle opgetel het en dadelik as ons in 'n scrum gesak het, want hulle het geweet die bokke het die oorhand, ons daai bal sloop vinnig uit met en gaan. Pieter, luister jou vrou vir jou as jy is daar 'n soort van wanneer jy nou en dan as jy praat dan luister sy hoor sy. Want ek moes gister vir 13,000 vrouens sê wat hulle moes doen by die spaarwedloop en dit was moeilik. As jy dink jy sukkel met vrou, dan moet jy 13,000. Nee, ek speel. Glenrose Kaba het gister iets gedoen wat geen Suid-Afrikaanse atleet nog ooit kon doen nie. Sy het gister in Johannesburg gewen by die Spar Women's Challenge en op die ou einde, dis die eerste keer ooit dat 'n Suid-Afrikaanse vrou al 5 die wedlope reg deur die land wen. Wow. Sy was bloot net fantasties die hele seisoen lank en op die ou einde gaan sy meer as R500,000 in haar sak steek, want sy het ook die Grand Prix gewen. Inteendeel, sy het alreeds in Mandela Bay 2 weke terug die Grand Prix gewen. Die wedloop wat by Markspark in Emmarentia was, daar was 13,000 van die hardlopers en op die ou einde het Kaba gewen in 33:42 en Erwet van Sail van Suid-Afrika was die tweede Suid-Afrikaner en sy was derde. Ethiopië se Danaya Abaraya was in die tweede plek. Op die ou einde weer eens net, ek wil my hoed afhaal vir Spar. Daar's min mense wat soveel doen vir vrouesport as wat hulle doen. En die kankervereniging wat ook daarbey baat vind en dan ook jong meisies wat nie kan skool toe gaan as gevolg van probleme met sanitêre ware. So dis wonderlik om dit te sien, eerlikwaar. Die dames geluister het, weet ons nie, maar hulle het jy verseker gehoor. Hulle sou my nie kon mis nie. Ja. Nou ja, toe baie dankie Annie. Bly jy net waar jy is aan daardie kant van die kassie, want net hierna gesels ons met die president van die Suid-Afrikaanse Kreatiwiteitsstigting. En hierdie enetjie gaan baie kreatief wees. Jy wil dit nie mis nie. AC/DC Express. Everything electrical. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life,
we take care of business. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than DotSure. And when you buy pet insurance online from DotSure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. We're gonna be alright. Go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher, let's go higher, let's go higher. We're gonna be alright. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Welkom terug by Goeiemôre, good morning. Die 29ste Eiker-konferensie vind plaas van die 14de tot die 17de Oktober by Klein Kariba in Bella Bella. Nou, die geleentheid is bekend as een van die wêreld se voorste byeenkomste oor kreatiwiteit. Ek gesels nou met Dr. Kobus Neethling, president van die Suid-Afrikaanse Kreatiwiteitsstigting, om meer uit te vind. Baie welkom, Dr. Kobus. Ja, baie dankie, môre. Vir mense wat nie weet nie, wat is Eiker? Nou kom ek sê weer interessant dat jy sê eiker en nie akrie nie, is nou interessant. Want al die ons Amerikaanse aanbieders en besoekers praat van eiker en ons praat van akrie. Altwee is heel alright. So 30 jaar terug omtrent, was ek in die kreatiwiteitsraad, die internasionale raad daar in Buffalo in Amerika. Daar is die moeder van alle kreatiwiteitskonferensie. Verjaar was hulle 70 jaar oud. En daar het ons besluit, ons het net 'n demokrasie geword. En ek het daar vir 'n klompie van die ouens gesê, ons moet een van hierdie konferensies in Suid-Afrika hê. En daar het ons dit georganiseer. En ek het teruggekom met die plan en alles, en ons het dit hier begin aanbied, en dis nou vir jaar die 29ste jaar. Wat is die fokus van vanjaar se konferensie? Kyk, ons het elke jaar so 'n tema wat half pas by die wêreldomstandighede. Hierdie jaar is die tema Creating New Futures. Jy moet jou eie toekoms kan skep. En om dit te kan doen, moet jy kreatiwiteit. Jy kan nie sonder kreatiwiteit, kan jy nie vir jou 'n nuwe, mooi, gesonde toekoms skep nie. En dit is die fokus vir jaar. Wat kan diegene wat die konferensie bywoon verwag? Kyk, die mense wat bywoon kom uit van oral af. Hulle kom uit organisasies, hulle kom uit groot besighede, klein besighede, individue, skole, sport ensovoorts. En elkeen van hulle verwag dat die kreatiwiteit wat aangebied word, moet prakties gebruik kan word. Ek moet net dit sê. Ek het gestaan te hoor ek ergens weer op televisie die koneksie wat mense maak dat kreatiwiteit dit iets met kuns te doen. En ek dink dit was die groot struikelblok in kreatiwiteit. Dit het niks met kuns te doen nie. Kuns is een van die manifestasies van kreatiwiteit. Maar kreatiwiteit kan oral gebeur. Dit kan jy as 'n kreatiewe ouer is 'n ander ouer as 'n nie kreatiewe ouer. 'n Onderwyser wat kreatief is anders. 'n Sportman, ek het met al die internasionale sportouens al gewerk. Die kreatiewe, ons het baie van hulle in die Springbok op die oomblik. Hulle is net anders. So dit manifesteer oral en is oral bruikbaar. So mense wat kom, soek dit in hulle waar hulle is, in hulle bedryf of hulle sport of in hulle groep. So, hoekom is kreatiwiteit en kreatief dink
belangrik, veral nou, Dr. Jobert? Ja, jy weet was baie bevoorreg, ek het onder die groot kreatiewe gees van die 20ste eeu het ek studeer, Paul Torrens, hy was die meneer kreatiwiteit van die 20ste eeu. Hy het jare en jare terug gesê, daar gaan 'n tyd kom, dat mense besef, dit is nie jou kreatiewe, nie jou tegniese vermoë, of jou hoë IQ, of al daai goeders, wat vir jou daai cutting edge gaan gee nie, dis jou eie kreatiwiteit, en daar's geen twyfel nie. As jy kyk na die Wêreldekonomiese Forum, die afgelope klomp jaar, hulle plaas kreatiwiteit altyd in die top 3, wat jy nodig het as 'n individu of 'n maatskappy om daar voor te gaan. As jy dit nie het nie, dan sak jy uit. En kom ons kyk bietjie na die wêreld vandag. Die oorloë, jy kan nie armoede oplos en jy sukkel is omdat ons nie ons kreatiwiteit gebruik nie. Dit is die groot rede daarvoor. Ons sukkel met ou idees wat net nie meer werk nie. So, dit is nou belangriker as ever before. Vertel ons asseblief bietjie meer oor jou heelbrein navorsing. Nou, dis belangrik om te verstaan dat my heelbrein navorsing het eintlik gekom uit my navorsing oor kreatiwiteit. Ek was besig met 'n nadoktorale graad studie oor the identification and development of creative behavior. Ek het daaroor, en Paul Torrens het op daai stadium het hy 'n klein instrumentjie gehad wat net die linker en regter brein meet. En saam met hom het ek gesê, nee, kom ons bou uit op hierdie ding. Toe het ek 'n 4-kwadrant instrument geskep wat jou brein die denke uit 4 hoeke uitkyk. En later het ek dit verder uitgebou na 8 dimensies. So ek het nou so 30 instrumente het ek ontwikkel wat uit 8 dimensies bestaan. So die eerste een was vir volwassenes. Met ander woorde, waar lê jou, nou as jy hoë laagpunte nie, dis nie goed en sleg nie. Dit almal kry maar die vorm van daai profiel lyk anders. Waar lê jou voorkeure? Want jy moet dit verstaan, want dit dryf jou, dit hak aan jou passies. As jy nie dit verstaan nie, kom ek gee jou 'n voorbeeld. Een van die instrumente wat ek ontwikkel het is vir so met senior student, is vir kinders so in die laaste jare van die hoërskool begin universiteit. En baie universiteite in die wêreld gebruik hierdie om te kyk waarin is jy goed en wat is jou brein voorkeur. As jy daai kombineer, kan jy nie 'n fout maak. Jy weet, ongelukkig dikwels word gesê jy's goed in boekhou, word 'n boekhouer. Dit werk nie, dit is nonsens. So jy moet die kombinasie hê van die twee, waarin is ek goed, waarin is ek sterk, kombineer dit en jy kan nie 'n fout maak nie. En later van tyd het ek later kinderinstrumente ontwikkel. Vir my 2 seuns was so 10, 11, toe ek uit selfsugtige redes 'n junior student instrument ontwikkel. Hulle daar gesit, gesê, mooi, hulle het volpunte, hulle het besef, almal kry maar volpunte, en jy sien, hoog en laag nie. Maar ek het hulle gewys waar hulle ooreenstem en waar hulle verskil. En dit beteken nie, ek is reg en jy's verkeerd nie. Dit is die fout wat mense maak. En ek het hulle gesê, die verskille, hulle is vandag volwassenes, en mense wat hulle ken, sal vir jou sê, daar was nog nooit konflik tussen my 2 seuns nie. Hulle is uitgeskakel. As jy besef, ek is alright met my brein, en jy's alright met jou brein. En die laaste van hierdie kinderinstrumente het ek 'n paar jaar gelede gedoen, voor skool, voor kinders kan lees of skryf, 'n prentjie instrument. Hulle kies prentjies, en dan kan ons vir die ouers en vir die onderwysers sê, so moet jy jou kind stimuleer. Voor jou kind op Ritalin sit, kyk eers na die breinprofiel, en dan stimuleer jy daarvolgens. Hoe skakel kunsmatige intelligensie en kreatiwiteit met die heelbrein? Ja, dis nou 'n onderwerp wat mense vir die volgende 20 jaar kan oor gesels. Kyk, ek is juist besig met daardie tipe navorsing nou. En die navorsing het seker dinge uitgewys oor waar lê kunsmatige intelligensie. Ek het 'n breinprofiel daar opgetrek. En waar is die gapings? So ek dink dit is baie belangrik nou, sonder om nou in diepte in te gaan, om te kyk na waar kan jy dit gebruik en jy kan dit goed gebruik, maar waar kan jy dit nie gebruik nie, want daar's gapings. En as jy dit gebruik, dan is dit dis kunsmatig, dit gaan nie werk nie, dis nie eg nie. So mense sal daarna moet kyk, daar is sterkpunte en daar's baie sterk gapings ook. Ja. Dink jy mens word kreatief gebore? Kyk, daaroor kan ek ook 6 jaar praat. Ek het vir 7 jaar lank, dis waar ek begin het. Ek het vir 7 jaar lank het ek jong kinders bestudeer. En ek was in 15, ek was selfs daar in Alaska gewees, onder die Tlingit Indians gebly, om te kyk hoe lyk hulle kinders en hulle breinprofiele, en ek het al daai goed gedoen. Ons het gevind dat 98% van kinders, 98% van kinders tussen 0 en 3 is kreatief superieur. Met ander woord feitelik almal is kreatief superieur. Mens kan op baie maniere dit doen. Jy kan dit deur formele toetsing doen, maar as jy weet wat om daarna om te kyk, dan sal jy dit ook raak sien. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. As ek
10 maande ou baba op hierdie vloer neersit. Die eerste ding wat jy weet oor die baba is dat jy nie weet wat die baba kan doen nie. Hy gaan everywhere, oral. Uiteindelik kruip daai baba in land hier op die edges, teen die mure. Wat doen alle ma's in die wêreld? Hulle gaan tel die baba op, dan bring hulle die baba weer terug hier na die middel. Dan gaan die natuurlike mens uit, soek na die edges, maar bring die kind weer terug na die middel. En later want hy vat sy kussings, dan sit sy daar, en dit is, nou word die kind hier in die brein, is daar 'n stemmetjie wat sê, miskien is dit nie goed om dit te doen nie. Miskien is dit goed om hier te bly, en hierdie begrensdheid word dan daar gevorm. As ons daai kinders weer meet op 10, dan is dit nie 98% wat superieur kreatiwiteit het nie, net 32%. Die afname in die wêreld, boem, gebeur daar. En op ouder, so gaan dit aan. En vandag in die volwasse wêreld is net 2% van volwassenes kreatief superieur. Kyk 'n bietjie na die wêreld, kyk na die oorlog, kyk na die armoede, kyk na die twak wat hier om ons aangaan. Is juis omdat ons nie 'n kreatiwiteit het om dit op te los nie. So as mens nou die kreatiwiteit verloor, kan jy dit weer ontwikkel en weer iewers kry? Dis omtrent die belangrikste vraag wat 'n individu kan vra of 'n groep kan vra. Die antwoord is absoluut. Dit is ons werk vir amper 30 jaar. Dit wat ons werk nou in 90 lande. Hier is meer as 90 lande. Dis oral dieselfde. Of jy nou 10 jaar oud is of jy nou 100 jaar oud is, ons werk met alle groepe, kulture, ouderdomme, net om te bewys, jy verloor nooit totaal jou kreatiwiteit nie. Daar's maniere om dit terug te kry. Dit is die wonderlikste stories. Ek onthou 'n man 'n jaar of 2 terug, wat daar 'n groep was, hy's 80 jaar oud, en hy het vir my gekontak na die opleiding so 6 maande later, sê vir my, ek het my eerste boek nou net gepubliseer, en ek is besig met my tweede, toe sê hy, maar ek moes dit 60 jaar gelede al gedoen het. Is hierdie ontdekking van wat hier aangaan, en dit is verskriklik belangrik om te besef, jy kan dit enige tyd kan jy dit uithaal, en jy kan ontwikkel, en jy kan dit gebruik. En soms kom daai kreatiwiteit ook in sy eie tyd, dat die tydsberekening moet reg wees, byvoorbeeld nou, die oom wat die boek geskryf het. Absoluut. En weet jy wat interessant word, wat weer so ouderdom, is dat my mentors, Paul Torrance, hier op in sy 80's en nou oral rond beweeg. Sydney Pons, wat 'n ander mentor vir my is. Sydney Pons is die man was die co-founder van Creative Problem Solving. 'n reus van ek het 15 jaar lank saam met hom oral in die wêreld en aangebied. Hy was tot op 87 het hy nog in die wêreld getoer en aangebied. So dit hou nie op nie, dis reg. En dit kan op enige oomblik kan dit net uitkom. Weet jy het dikwels omstandighede nodig. Miskien die werk in die organisasie moet 'n kultuur skep waar daar ruimte is vir kreatiwiteit. By die huis ook ouers moet 'n kultuur skep dat daar ruimte is vir die kind om te sê, "Wow," en vir die persoon by die werk. Ek is amper uit asem gepraat. Dis okay, dis passie, dis kreatiwiteit. Ja. Waar kan mense meer inligting kry oor die konferensie? Ja, ek het weet jy gaan my vraag, maar ek het nou nie gesê. Miskien moet ek net voor ek dit antwoord. Ek wil net sê, weet om kreatiwiteit te laat gebeur, moet daar ander dinge ook aan jou ontwikkel. En een van die dinge is courage, is moed. Ek het televisiereeks oor courage en boeke daaroor geskrywe. Jy moet jou moed ontwikkel vir jou kreatiwiteit ontwikkel. En courage ontwikkel saam met jou kreatiwiteit. Okay. Ek dink hulle moet maar direk vir my skryf, dan sal ek dit kanaliseer nou. By kubus@kubusneteling.co.za. Dan sal ek dit maar rondstuur na waartoe dit moet gaan. Ek het nou nie 'n ander adres hier by my nie. Jy is vir my so interessant, dankie. Jy het my week gemaak. Ek weet dis nou eers maandag. So gepraat van kreatiwiteit, bly ingeskakel want net hierna gesels ons met Pietie Beyers en Almero oor hulle nuwe toneelstuk Die Spreekkamer. So bly net waar jy is. Jy kyk Goeiemôre, good morning. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal.
Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. We're gonna be alright. Go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher. Let's go higher. Let's go higher. We're gonna be alright. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than DotSure. And when you buy pet insurance online from DotSure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Jy onthou dalk vir Pietie Beyers vir sy rolle as Sella in Skemerson of Bram in Sewende Laan. Of dalk het jy al Almeroo se liedjie genaamd Pietie Beyers hardop in jou kar geluister. Wel, die twee kunstenaars het kragte saamgesnoer vir die Spreekkamer. Dis 'n nuwe toneelstuk wat eersdaags by die Toyota Woordfees debuteer. Julle hartlik welkom en dankie dat julle hier is. Is lekker om hier te wees. Dankie dat ons by julle kan kuier. Nou ek is baie opgewonde om so 'n bietjie meer uit te vind oor die toneelstuk Die Spreekkamer, maar voordat ons daarby uitkom, wil ek eers weet hoe presies julle ontmoet het, want wanneer daar 'n liedjie oor iemand geskryf word, dan moet daar sekerlik 'n storie wees. Ek voel baie geëerd. Ek voel ook geëerd om 'n kunstenaar genoem te word. So baie dankie. Ek weet nie of ek is nie, maar dankie. Ek dink Almeroo sal daai storie goed kan vertel. Ek hoop ek onthou dit soos wat jy dit onthou. Ja. Ek het so 'n paar jaar gelede het ek so half gevoel ek wil met iemand in kontak kom wat ek dink op dieselfde golflengte as ek is oor skryf en ek het vir Pietie 'n DM. Yes, 'n DM gestuur op Instagram en net gevra kan ons bietjie bymekaar uitkom en gesels en ontmoet en is iemand vir wie se werk ek dink nou opkyk maar ook waardeer. Hy sê dit net nou. Hy het nooit dit voorheen gesê nie. Hy lieg, ek sê dit elke keer. Ek het op daai stadium in Potchefstroom gebly en Pietie in Johannesburg en ek het voorgestel om deur te kom Johannesburg toe. Maar hy het toe gesê nee, dit voel nie reg nie. Ons moet eerder mekaar in die middel ontmoet en toe het ons albei 'n uur gery tot in Van der Bijlpark Van der Bijlpark, om koffie te drink. En ek dink die vriendskap het maar daar begin. Ja, baie keer is mens Engelse woord gebruik, connect mens net met iemand en ons deel 'n sin vir humor, ons lag en toe van daar af het die goed net soort van gegroei vanaf. Ja, en dit gebeur soms aanlyn, maar as iemand bereidwillig is om 'n uur te ry om te ontmoet, dan moet jy weet, dit is 'n vriendskap wat jou vir die res van jou lewe gaan. Hierdie ateljee laat my baie goed voel. Ek gaan kan ek die hele tyd hier bly. Ek voel boost my selfwaarde. Dankie. Nou, Almeroo, ek wil net vir 'n stukkie of vir 'n oomblik stil staan by jou musiek, want ons almal ken jou musiek, en so diep siel. Dit is natuurlik die albums en jy het ook die musiek vir een keer om die son geskryf en gedoen of vervaardig, maar jy is ook 'n gerekende skrywer en daar was die kortfilm Karen, jou kortverhale verskyn in Iemand wat verdrink en ander verhale. Ek bedoel die lys gaan aan, dis kom ek het moet lees. En dan was jy ook nog betrokke by die storielyn van Diepe Waters. Ja, ek was so 'n jaar en 'n half daar betrokke. En ek moet sê dit is 'n ongelooflike voorreg om ek
vind myself gereeld so 'n bietjie stil staan by die idee dat ek stories maak vir 'n lewe, wat ek dink, ja, klein Almero. En hy is so nederig, nee. Hy is nederig. Hy is nederig. Op kamera, ja. Ja, jy moes met die kar gehoor het op pad hiernatoe. Ja. Nou waar het die idee vir die spreekkamer vandaan gekom? So, ons om die waarheid te sê, ek dink dit was nie in 'n COVID tyd nie, maar dit was bietjie na dit en ons het, ek dink ons albei het 'n oomblik tussen projekte gehad en ons het gesê hoor hierso, ons het mos 'n uur gery om te gaan koffie, kom ons gaan drink weer koffie net om te chat en te hoor waar jy in jou loopbaan is, waar jy werk. En toe interessant genoeg, ons het toe minder oor werk gepraat en meer oor ons eie persoonlike lewens, want jy weet, party oggende op 'n maandagooggend voel jy of soos 'n wenner of jy voel bietjie, jette, okay, is ek gereed vir die week, jy voel dalk bietjie gespanne. En ons het daai gespanning mekaar, ons het gesê, joh, hoorie, ek's bietjie gestres hieroor, bietjie gestres daaroor en toe daai persoonlike goed begin uitkom en ons het baie gelag daaroor. Dat ons konferensieel gaan sê, hoorie, ek gebruik nou die woord wenner, maar voel jy ook nie elke dag amazing oor jouself nie? Lag ons. En toe begin die karakters, begin ons gesels oor, ek weet nie, toe begin dit so gebeur, hoe ons gesels het oor om karakters te hê wat almal soort van na dieselfde spreekkamer toe gaan, dieselfde sielkundige sien en mens sien 10 minute van elkeen van hulle se sessies. Is ek reg? Ja, dit het meer begin as dit was eintlik maar 'n bietjie van 'n saamdroom en ons albei het, ek hoop ek mag 'n pad gestap al met ons eie sieges om dit so te stel. En ek dink ons albei is ook passievol daaroor om so goed te doen, al is dit nie noodwendig werk of iemand wat vir jou sê moet dit doen nie. Dis vir ons lekker om te skep. So dis maar waar dit begin het en toe sneeubal dit so klein bietjie. Ja, en toe ek dink ons het so gelag en eintlik vir die karakters gevoel waar ons gepraat het, dat ons gevoel het ons wil hierdie gevoel deel met mense. En toe dink ons die eenman vertoning, die spreekkamer is die beste manier om dit te doen. So die volgende een is goeiemôre, good morning, want hier voel julle ook soos wenners. 100%. In feite kan ons dit nou verander. Goeiemôre, good morning doen ons. Maar jy het nou vinnig geraak aan waar die produksie gaan, so in 'n neutedop, maar ek wil ook weet watter temas word in hierdie produksie bespreek. Sjoe, wil jy dit beantwoord? Ek dink jy moet antwoord. Okay. Ek moet sê as ons antwoorde te lank is. Nee, dit is selfs net lekker. Okay. Die oorhoofse tema dink ek is maar empatie, wat ek dink belangrik is, maar ook daai goedjies wat ons so of agter 'n masker probeer wegsteek om aanvaar te word. En amper so 'n bietjie van 'n vertoning oor hoe ons 'n vertoning opsit in die lewe en die karakters haal so 'n bietjie hulle maskers af deur die loop van die vertoning. Kan ek byvoeg? Ek dink vir baie van ons, jy weet as mens in die aand gaan slaap, ek deel net vir my lekker persoonlikies, maar as mens in die aand gaan slaap, jy weet jy is maar in jou eie gedagtes of self of jy weet stres vir die volgende dag of wat ook al dit mag wees. Ons almal het daai is by onsself op die eind en ek dink in hierdie sessies sien ons hoe 5 verskillende individue daai binnekamers deel, nie op 'n ongemaklike manier eintlik nie, meer op 'n manier dat ons wil gemoedsrus gee, dat almal is eintlik 'n bietjie vreemd in hulle eie manier en daarom hoef mens nie eintlik weird of alleen te voel nie. Want jy weet, almal is eintlik maar net mens. So ek dink daar's 'n gevoel van, daar's ook 'n reel in die stuk van een van die karakters wat sê, jy weet, hulle maat het hulle altyd gesê, wees gerus my kind, dis alles menslik. Dis alles net menslik. En ek dink ons bietjie gemoedsrus wat ons wil wys van hierdie karakters, van hulle is nie net weird nie, van hulle is siek, van hulle is eintlik fine, van hulle het probleme in hulle verhoudings met hulle familie, wat ook al, maar hulle is net mense en hulle try net hulle bes. Ja. Sure, dis eintlik 'n baie diep stuk soos wat dit vir my klink. Maar ek is seker daar's humor ook. Baie. Ja. Baie. Ja. Ek dink dis die ding, want mense hulle leer ook om te lag vir hulle dinge. So dis daai tragikomedie tipe van ding. Daar's tragedie, maar ons wil nie onsself te ernstig vat nie. Ons is mal oor die karakters, maar daar's baie spasie vir lag. Kyk Pieter, jy vertolk die rolle van 5 karakters sonder om kostuums te verander. Was dit moet tog sekerlik uitdagend wees. Ja, dit is. Of die uitdaging geslaagd gaan wees, sal ons maar nog sien. Maar ek dink ons sal sien. Ons is baie opgewonde. Hy doen dit baie goed. Maar ek wil juist vir jou vra, jy weet nou die regie behartig, is dit vir jou moeilik om jy weet met daai konsep te werk?
ons praat gereeld daaroor oor hoe dit voel vir ons baie soos 'n spanpoging in terme van die skryf het grootendeels saam gebeur, die die geboorte van die idee. En die regie ook, ek het vir Pietie erken, ek weet baie min daarvan af, uit ervaring uit, en ek gaan op aanvoeling, en ons doen dit so half bietjie saam. Hy bring so baie na die tafel toe, in terme van wat hy sien in die karakters, en die mense wie hy ontdek daaruit, en dan is my werk baie maklik, want al wat ek hoef te doen is te sê, daai is wonderlik, gaan dit aan. In 'n stadium kom ek met, kyk, hier is nie 'n drag show of so is nie, maar op 'n stadium, ek speel 2 vroue ook. Ja. So, op 'n stadium is ek in hakke daarin, en so. Ons noem dit, kyk, Almaro het natuurlik, hy verstaan teater uit 'n musikale oogpunt. Ek kom meer uit studeer en alles, so ek dink ons komplementeer mekaar lekker. Ons het, dis wat ek wou genoem het, ons het sommer die genre geskep of opgemaak. Ons noem dit, dis dalk die beste beskrywing van wat dit is. Ons noem dit 'n terapie-uitstalling. So, mense hoef nie te kom in 'n storie te kom soek nie. As jy 'n therapy exhibition, daai konsep bestaan nie. Ek dink ek het net iemand gelê en toe gaan ek, dis wat dit is. Soos wat jy na 'n museum toe gaan, en jy sien kunswerke, en ek verstaan nie altyd kuns nie, maar ek het respek daarvoor of waardering, en dan maak jy self jou eie koneksies, of stories, of gevoel. Absoluut. En hierdie is so, ek dink, jy gaan 5 verskillende goed sien, en jy gaan op die eind jou eie koneksies daarmee vind, of voel, daai is iets wat ek my vereenselwig, of wat my laat dink daaraan, my laat beter voel daaroor, of my inspireer. Daar is so 'n bietjie van 'n storie, maar 'n terapie-uitstalling. So as enigiemand kan sien daarvoor, kom kyk die stuk by Stellenbosch. Wel, dit is nou juist wat ek wil vra, waar kan ons kaartjies bespreek? Want ek bedoel, alles wat jy met ons gedeel het, ons is daar. Ek sal, ekskuus, ek voel ek praat baie, maar Quicket is die webtuiste, Quicket, soos vinnig, Quicket, en ja, dis vir 13, 14 en 15 Oktober, in Stellenbosch, by wat destyds bekend was as die HB Tom, dis nou die Arm Smal Theater, dis in so 'n klein teatertjie daar, wat hulle noem die Lab. So, dis is 'n black box noem hulle dit of iets. So dis so dis so 'n intieme spasie, maar moenie bekommerd wees nie. Ons gaan nie in die terapie uitstalling die gehoor, jy weet, baie keer is daar daai crowd involvement en niemand gaan hulle dinge hoef te kom deel of enigiets soos dit nie. So daar's niks ongemakliks soos dit nie. Ons wil hê jy moet kom lag, ons wil hê jy moet kom voel en ons wil hê jy moet daar uitstap met 'n gevoel van waardering vir jouself. Goed, so die tyd is besig om ons in te haal, maar ek moet vra, wat was vir jou die uitdagendste geweest? Was dit die hakke? Die hakke is uitdagend. Dis baie kort hakke. Ja, dis kort hakke gelukkig. Ek dink die uitdagendste deel gaan wees of my senuwees dit gaan hou. Goed. En of mense daarvan gaan hou. Ja, onthou jy werk saam met Almaro, so die druk is daar. Die druk is daar, presies. Nee, maar dankie, dis baie lekker om hier te kuier. Ons waardeer dit. Baie dankie dat julle moeite gedoen het en ek dink almal is so opgewonde om dit by te woon en te kom kyk na die terapie uitstalling. Nee, jy's great en dis great om by julle te wees. Dankie julle. Goed, so onthou hierdie onderhoud sal ook later vandag beskikbaar wees op ons YouTube kanaal. Intussen kan jy ingeskakel bly want net hierna vind ons meer uit oor Liesel Pieters en Jan se nuwe enkelsnit. Ons gaan ook later na die musiekvideo daarvan kyk. Intussen wil ek jou ook daarin herinner dat jy baie welkom is om ons op ons sosiale media platforms te gaan volg. Maak seker jy gaan maak 'n draai daar op Facebook, op Instagram en op X, want sodoende kan jy op hoogte bly van alles wat hier gebeur, ook soms agter die skerms, hoor, jy sal verbaas wees. Intussen sê ek vir jou, skink vir jou nog 'n koppie koffie, want die spyskaart van dit wat ons bied is nog nie klaar nie. Ons is nou weer terug. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go.
Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. TSNV's geld. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. ACDC Express. Everything electrical. Oh man, ek is baie opgewonde want ek gaan nou gesels oor 'n baie lekker splinternuwe collab wat niemand van ons sien kom dit nie. Liesel Pieters, Jan en die Boerboel span. Amper is daar 'n liedjie ook daarin, hè. Hier om ons meer te vertel natuurlik het ons vir Liesel Pieters, Klein Jan van Jan en Stefan van die Boerboel groep om vir ons te vertel oor hulle enkelsnit Ek bly jou taal. Ja. Baie welkom, hartlik goeiemôre. Baie dankie. Hoorie, ek wil daarom net sê wat 'n amazing song nommer 1 want ek het daarom al die voorreg gehad om dit te doen, maar hoe het hierdie collab tot stand gekom? Is alles sy skuld. As alles sy skuld. Hy is eintlik 'n meesterbrein. Hy weet net hy sit goeders bymekaar wat niemand eintlik verwag nie, soos jy sê, en dan word daar sulke goed gebore. Alraai Stefan, so die vloer is joune. Kyk, ons het nou al 'n paar projekte saam met Liesel aangepak en natuurlik die Janne is ons manne. En met hierdie lied het ek net gevoel, jy weet, dit was eintlik eers geskryf net vir Liesel. Ja. Maar daar het net gevoel, daar kort net daai ietsie, daai diepte. En toe sê ek, nee, kom gooi die Janne by. Want dit het nou al spyskaart saam gedoen, dit het wonderlik gewerk. Ja. En ek dink die sinergie het net baie mooi uitgekom. Jy weet, dit is regtig, ek dink dit roer 'n hartsnaar of twee. En ook natuurlik, ek meen soveel kunstenaars het ter viering van die Afrikaanse taal se verjaarsdag en die ou feesviering liedjies geskryf rondom die taal. Hierdie liedjie is hy ook geskryf met hoe jy voel oor die taal of het jy hom 'n bietjie anders te benader? Ja, ek het hom geskryf. Ons het hierdie jaar Boerboel se 10 jaar gevier en op pad terug na ons was bietjie by eiland gewees. Toe skryf ek hom in die vliegtuig hiernatoe. Maar ek wou gehad het dit moet soos daai tipiese jy weet brawe boervrou klink wat sy het liefde, maar sy sê ook vir jou nie my pad staan nie. Jy weet ek bly jou taal. En al wil jy my stil maak, jy gaan dit nie noodwendig reg kry nie. Maar ons wou dit net, ek wou dit gehad het dat die taal met jou praat. Soos sy is ons moedertaal. So ek wou gehad het, sy moet soos sy moeder klink. En ek dink dit het so uitgekom. Baie lekker. Klein Jan, jy en die manne van Jan is gewoond om julle dinge op julle eie te doen. Hoe lekker was dit om hierdie projek ook saam met Liesel te kan doen? Ja, dit is altyd lekker. Dit is altyd lekker om saam met haar te werk. Sy's professioneel
Ek dink ook sy is een van die beste sangeresse in Suid-Afrika. Ag, dankie. En ag ja, van Krone en Spyskaart, dit is altyd net 'n voorreg en 'n eer om saam met haar te kan werk. Nee, hulle het eintlik hier agter die skerms gesê jy kan 'n padda uit 'n pyp uit sing. Dis jou woorde, Pieter. Ja. Ek meen, hoe lekker was dit vir jou ook? Ek meen, jy is ook nie skugter enigstens 'n collaboration te doen saam met mense nie. Hoe lekker was dit vir jou om deur hulle genader te word en te kon doen? Ag, dis altyd lekker. Ons is letterlik al soos 'n familie. Ek ben al van Spyskaart af. Dit is al hoeveel jaar terug. 2021. En ons is nog elke jaar wat ons ietsie saam aanpak. So dit is vir my altyd 'n voorreg, soos hy sê, is dit absoluut 'n voorreg om saam met hulle te werk. En ek moet sê, ons lag meer as wat ons werk. En dit is wat lekker is. Jy het nie, daar's nie seriousness nie, daar's nie, jy weet, hoogmoed of niks nie. Ons letterlik, ons lag meer as wat ons werk. Ek dink wat dit ons so lekker maak is, ons het nou al meer 'n komieklike liedjie gemaak, Spyskaart, hierdie wat nou meer ernstig is. En dit is ook lekker om Dis vir my baie lekker, want dit wys net 'n ou se diversiteit, jy weet, dat jy net tafel toe kan bring. Jy kan nou 'n tranetrekker doen en dan kan jy weer lag ook net en op die beste van maniere dit doen. As 'n ou ook nou kyk na hoe gereeld 'n ou so geleentheid kry om saam te kan werk, moet 'n ou seker regtig mooi kyk wat jy skryf, hoe jy dit wil benader, om seker te maak dit werk, dat dit nie maar net nog 'n ding is nie, nee, Stefan, veral ook nou met Boerbel se 10de verjaarsdag en Jan wat ook al nou 'n goeie pad gestap het met die boerbelspan. Het jy vir jou ook 'n boerbelpakkie gekry? Ja. Daar sy kyk net hoe mooi. Ag, pragtig. Hulle bederf my. Ja, nee, dit is baie lekker vir ons om saam te werk in die collab. Er is baie ander kunstenaars ook al natuurlik mee gecollab, maar hierdie is maar 'n spesiale enetjie vir ons. Het sy enigstens soos die moeder gevoel en het jy enigstens soos die moeder gevoel van die taal as moedertaal? Jy weet daai metafoor nou terwyl jy liedjie gesê het. Ek moet sê ek het nogals, maar dit gaan altyd so as ek saam met die Janne werk, want jy mense, hulle het nogals 'n stywe hand nodig wat hulle moet. As dit kom by werk. Nee, ek grap net. Nee, dit was net dit was net 'n absolute passieprojek sal ek sê. Ja. So jy wil eintlik sê hulle kan maar 'n bietjie stouters wees as daar tyd is. Ons almal is mos maar so. Ek weet nie waarvan sy praat. Ja, ek het ook geen idee nie. Alright, syne laat ons nou Afrikaans vier en al hierdie mooi musieke ook saam met julle vier. Wat sou jy sê is jou gunsteling idioom, Liesel? Jy sien, hier moet ek ook nou baie vinnig trap as ek. Julle kan nou maar dink, okay, ek vra hom so vir julle almal dat julle almal gelykmatige kansie kry om daaroor te dink. 100%. Want ek is gewoonlik die een wat my idiome heeltemal opvoed. Even me. Ek kan nou nie eens dink nie, ek is absoluut blank geslaan. Kom ons begin by Klein Jan. Kom ons kyk wat ons kan. Ons bou op met van daar. So vinnig moet dink, kan die perd tot by die water bring, maar ek kan nie maak drink nie. Aha, dis mooi. En ek dink dit is baie met ons volk ook. Dit kom baie daarop ook neer, jy weet jy kan ons miskien na in 'n rigting indruk, maar jy gaan ons nie maak buig nie. Ja, sy. Ja, wel my gunsteling is een van my ouma, maar hy het vye in, maar kan hom nie op die maar my tweede gunsteling is seker net op jou pen skryf. Ja, jy kan dit baie op pen. Van daai in. Yes, ek kan regtig nie eens sê nie. Ek kan nie. Is 'n idioom iets soos al dra ape goue ring. Ja, dit is wat ek daai draai gape ouer ring. 'n gaap. Ja. 'n goue ring. Jy sien, ek bogger dit op elke keer. Elke keer as sy so saam met die Janne optree, dan draai sy om en sê sy ja, al dra ape goue. Ek maak 'n grap, julle ouens, ek maak 'n grap. En sy het op verander gesê, maar nou dra hulle 'n boerbol. Ja, dis maar ons eie idiom. So julle gaan nie vandag vir ons musiek maak nie, gaan ons 'n bietjie na die video kyk. Asseblief. Dit sal wonderlik wees. So lekker video ook, setup gewees, nice. Baie lekker gewees. In die Bosveld, lekker grasie, sonsak. Ja. En natuurlik is dit daar die wat hy links se naam. Monument. Is dit taalmonument? Voortrekker monument. Nou daaroor gesels. Bly jy net ingeskakel en moet nêrens heen gaan nie, want net hierna kyk ons na daai musiekvideo vir die liedjie Liesel Pieters en Jan. Ek bly jou taal. So jy wil hierdie nie mis nie. Ek bly jou taal, ek bly saam met jou. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business.
AC/DC Express. Everything electrical. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. There's always been something about them. Those insured by AVBOB. It's because we know that AVBOB will be there for us one day. How about every day? Like the vouchers, coupons, and discounts I get to use for my daily living. And what would financial wellness be without an investment plan? Yep, that too. I now invest my money with AVBOB. With AVBOB, there's more than enough mutual value for everyone. AVBOB, we're here for you. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids. We're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. Man, ek moet vir julle sê knap gedaan. Baie dankie Pieter. Dankie. Julle bly vir my gunsteling. Baie dankie. Baie dankie vir môre. So luister, knap gedaan soos jy gesê het by die voortrekker monument. Ja. So in die agtergrond. Daai letters lyk vir my, is dit nie Soltech of dit is die solidariteit beweging. Yes. Letters, ja, hulle dit gekonseptualiseer. Ja. Dit lyk fantasties. En dit voel net, hou voel so patrioties daar. Nee, mens doen. Ja. Ha, jy voel Ja. Ek wil net sê, dit is my baie lekker om weer terug te wees in Amerika. Baie dankie Stefan. Uiteindelik. Daai kortstondige gesprekkie wat ons nou al gehad het oor hoe was dit in Amerika, lyk vir my kom weer 'n bietjie hier terug. Ja. Kyk, hulle sê nou jy is hulle gunsteling, maar ek het nou al gehoor jy sê ook jy hou nogal van Langjan. Is daar 'n spesifieke rede? Ek dink dit kom van ons het ons spyskaart 2021 geskiet en ek en hy was die frontman natuurlik wat ons nou so om die met die mikrofoon gejive het en ek dink dit is waar die liefde vir hom so vandaan kom want ons het weer eens meer gelag as wat ons moes werk. Ja, dit was baie lekker geweest. So ek dink dit is maar ons het maar ek het 'n sagte plekkie vir hom in my ou hartjie. Okay. Toe wat klein Jan, jy sal ook 'n klein sagte plek. Ek is getroud. Ek is dankie. Hulle is almal getroud. Ons moet maar verstaan, jy. Stefan, net so 'n bietjie anders kindernuus. Ek weet julle was onlangs by Sun City gewees, 'n nuwe boerboel. Was dit nou 'n katalogus vir die klere of was dit die almanak of Jy sê ek dink dit is 'n bietjie van albei. Kyk, dit was 'n baie moeilike projek. Dit was harde werk, jy weet. Maar dit was lekker om met Sun International te collab op daai ene. Ek kan dink. Ons is dit feature basies die palace meestal en dan nou die water en ons het ook 'n nuwe parfuum wat uitkom, vars. So natuurlik wou ons gehad het die kalender die jaar moet lekker vars lyk. Ek dink ons het dit goed geslaag daarmee. Nou maar jy het nou 'n platform waar jy so sneak peek kan deel met die mense so nou en dan. Jy was seker nie daar agter die skerms doenig om net gou te gaan kyk of jy nog 'n versie kan skryf ek bly jou taal. Nee, ongelukkig nie. Was nie vir daai genooi nie. Dalk moet ons maar nou net vir Rosin en Elsa verras met 'n asseblief ons Stefan. Ons kan vir jou 'n lekker reukwatertjie bring. Baie dankie. Want kyk, ek gooi elke oggend my bobene hier uit, maar dan Ou toothpick Koen, jy kan maar vergewe. Enige nuwe projekte, ander projekte of is ons nou maar vir eers op dit parfuum en daai tipe goedjies. Julle het lekker shows wat wag. Ja nee, kyk ons is dis mos nou hulle noem dit silly season hierdie tyd van die jaar. So die shows is maar besig.
baie bevoorreg met dit. Ja. En maar ja, daar is nog so 'n sneak peek, wel nie sneak peek nog, daar is 'n geheimpie wat verklap word. So begin November. Al wat ek wil sê is ek kan uitsien na nog 'n kuiertjie. Yes, asseblief, dit sal lekker wees ja. Klein Jan, baie dankie vir jou kuier. Stuur groete vir die res van die span. Is tyd dat julle ook 'n bietjie vir ons kon geraas maak. Stefan, baie dankie. Ek gaan my boerwiltee met trots dra. Daar's hy. Ja, en Lieseltjie, ons sien vir mekaar die naweek. Lekker werk. Nou ja, as jy dit nog nie gedoen het nie, jy kan gaan luister na hierdie liedjie. Jy kan gaan loer op die YouTube kanaal vir die res van ons program ook. Môreoggend is ons weer terug. Ons hoop jy het 'n heerlike dag. Dis dan al van ons kant af vir nou. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Save big with Clubcard-only deals at Clicks. Until 7 October, Clubcard members can save on brands like Johnson's, Lux, Nestle, and Glute. Use your cashback to save even more. Swipe and save with South Africa's most used loyalty program as we celebrate 30 years of giving you real value and real savings. Clicks. Feel good, pay less.